Prys die naam van die Here. Blaai saam met my Genesis 6 vers 5. Ek wil vandag met jou praat oor Noag, 'n vader van 'n nuwe generasie. Dink saam met my, Moses was die vader van die wet. Nee? Abraham was die vader van geloof. Noag was die vader van 'n nuwe generasie. En ek wil vandag met jou gedagtes rondom dit deel. En eintlik is hierdie boodskap te groot vir een Sondag, so ons sal sien hoe dit uitspeel. Maar as 'n besonderse erkenning aan dit wat Noag voorgestaan het, en selfs die heenwyse na God die Vader, die Seun Jesus Christus, en hoe die evangelie in die Nuwe Testament uitspeel, as 'n spieelbeeld ook van Noag en die ark en dies meer. Genesis 6 vers 5, lees saam met my. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, dis nogal 'n groot ding om te sien. Dis nogal 'n ding om te sien. God kyk na ons, en ek weet daar's 'n skrif wat sê die oë van die Here deurloop die aarde om kragtig te steun, die wie se harte onverdeeld op hom gerig is, maar God kyk en hy sien dat die boosheid van die mens op die aarde is groot. Nie die diere nie, né? Maar die diere betaal 'n prys vir die boosheid van die mens. Die skepping betaal 'n prys vir die boosheid van die mens. As jy onthou, so 2 Sondae terug het ons gesels oor die skepping wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die seuns en dogters van God. En al die versinsels wat hy in sy hart bedink, altyd deur net sleg was. En dat die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg. Ek dink nie dit was 'n maklike een nie. Die mens, sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here, en dit is die geskiedenis van Noag. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydgenote. Noag het met God gewandel. En Noag het 3 seuns gehad, Sem, Cham en Jafet. Maar die aarde was verdorwe voor die aangesig van God, en die aarde was vol geweld. Dis amazing dat God kyk na die aarde en hy sien, hier is smart, hier is boosheid, hier is geweld. Ek wonder wat sien God vandag as hy na die samelewing kyk. Ek wonder of die prentjie van vandag enigstens anders lyk as wat dit in daardie tyd was. Ek dink ons as mens, en ek dink ons as samelewing, kan ons nog alself vereenselwig met dit wat God daar beleef het. Toe sien God die aarde aan, en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom. Want die aarde is deur hulle vervul met geweld, en kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou 'n ark van goeie Met afdelings moet jy die ark maak, en dit binne en buite met pit bestryk. So moet jy dit maak, 300 L die lengte van die ark, 50 L sy breedte en 30 L sy hoogte. 'n Opening moet jy aan die ark maak, en op die maat van 'n L moet jy dit aan die bokant afwerk, en die deur van die ark aan die sykant insit. Jy moet dit met 'n onderste, tweede en derde verdieping maak. So hier is hierdie groot ark, boot, skip, en hy het verdiepings. Want kyk, ek bring 'n watervloed oor die aarde om van onder die hemel te verdelg alle vlees waar 'n lewensgees in is. Alles wat op die aarde is, sal wegsterwe. Alles gaan vernietig. Maar met jou sal ek my verbond oprig. Jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou. En ek weet, ons ken die verhaal verder van die diere wat pare in die ark ingegaan het, en hoe God die deur gesluit het, en hoe die watervloed gekom het, en die hele verhaal rondom dit, maar ek wil vir die konteks van vandag wil ek hier stop. Ons ken Noag as die een wat die ark gebou het. Nee, ons praat in die kinderbybel ook Noag se ark.
Ons ken Noag en ons weet dat Noag was 'n ou wat houtwerk gedoen het. Dalk het hy nie geweet om houtwerk te doen nie, maar ek dink oor die dekades wat hy besig was om hierdie ark te bou, dink ek het hy nogal redelik goed geraak met houtwerk. Ek dink die splinters het minder geword. Maar daar's meer aan hierdie vader as net die feit dat hy houtwerk gedoen het, dat hy 'n ark gebou het. Noag staan tussen twee wêrelde. Die wêreld wat verwoes word en die wêreld wat opgebou word. Noag staan tussen twee wêrelde, die een soos wat God sê ek gaan dit verswelg, en die ander een waar God sê ek gaan 'n nuwe begin bring. En Noag, die vader van 'n nuwe generasie, staan in die middel van dit. Hy's as ware 'n brug tussen twee wêrelde. Hy's die vader van 'n nuwe generasie, of ons kan dit ook stel, hy's die vader van oorbegin. Elke pa is op sy eie manier 'n brug tussen geslagte. Jy's die brug tussen jou ouers en jou kinders. Jy's die brug tussen die voorgeslag en die nageslag. Elke pa, jy's die brug wat wêrelde met mekaar verbind. Die skrif sê Noag was regverdig. Noag het met God gewandel in 'n generasie waar daar geweld en verderf was, in 'n generasie waar daar afbreek was, waar God, die woord sê, God het smart in sy hart gedra as hy dink aan die mens. Stap Noag regverdig en hy wandel met God. Hy het uitgestaan te midde van duisternis en sonde. En nogal interessant, vers 8 sê, Noag het genade gevind in die oë van die Here. Eers in vers 9 het dit verwys na, hy's regverdig en hy het gewandel met God. Jy sien, hier is die sleutel. Noag se regverdigheid is nie die rede vir God se genade nie. Dis die vrug van God se genade. Familie, ek en jy as kind van God, my en jou regverdigheid, my right standing in Christ before God, is not the reason of God's grace, it's the fruit of God's grace. Ek en jy sit saam met Christus, Efesiërs 2, in hemelse plekke, nie as 'n rede van God se hand wat uitgestrek is, maar as die vrug, die resultaat van 'n God wat sê, ek strek my hand na jou toe. Dis die evangelie. Ons sien dit met Abraham, geroep voordat hy enige iets gedoen het. En dis die evangelie. Ons word nie gered omdat ons regverdig is nie. Ons word regverdig gemaak omdat ons gered is deur genade. En ek dink dis die grootste sleutel wat Noag vir my en jou los, om te sê, ek is nie regverdig uit my eie prestasie en wat ek besluit het. Ek is geregverdig. Dis 'n vrug van God se hand in my lewe. Jou waarde as vader, die fondament van jou huis, dit rus nie op jou eie prestasie nie, dit rus nie op dit wat jy vermag, dit rus nie op jou sukses nie, dit rus op die genade wat God aan jou gee. Amen. Paas kan mekaar, ons kan onsself soveel keer met 'n ander pa probeer vergelyk. En die kinders doen dit ook, soos al die grappies van my pa is sterker as jou pa, my pa is groter as jou pa, en my pa is vinniger as jou pa. My pa is so vinnig, die poskantoor, hy het by die poskantoor gewerk, die poskantoor het 4 uur gesluit, hy was al 3:30 by die huis gewees. Kyk hoe vinnig is my pa. My pa is so sterk, en die dooie sê, ja, my pa het hom gewurg. Sien ons doen ons dit. Maar weet jy, pa's doen dit ook. Ek moet meer suksesvol wees as hierdie persoon, want ek word deur my ego gedryf. Maar kan ons vandag 'n nuwe standaard vestig om te sê, dat dit wat ons is, dit wat ons doen, dit wat ons bereik, is nie deur ons eie verdienste of deur ons eie prestasie, maar deur die genade hand van God op my lewe.
Dit maak my vry. Dit rus op genade wat ons ontvang. Dis presies wat ek en jy aan ons kinders moet oordra. Nie 'n boodskap van prestasie, nog weer probeer en harder probeer en druk nie, maar die boodskap dat genade is dit wat my posisioneer en vorm. Ek is vandag die resultaat, die vrug van die genadehand van God op my lewe. So Noag het met God gewandel, sê die skrif, jou gesin sien met wie jy wandel. Hulle sien hoe jy loop. Titus 2 vers 2 sê die ou manne moet nugter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die lydsaamheid. En die woord van die Here sê die ou manne moet nugter wees. Weet jy hoe lyk 'n persoon wat nugter is? Ons weet nie regtig, maar ons weet hoe lyk 'n persoon wat dit nie is nie. Hy loop nie reguit nie. Die wind is sterk maar net rondom sy voete. Maar as ons wil weet hoe lyk 'n man wat nugter is, hoe lyk 'n man wat reguit pad stap, hoe lyk 'n man wat met God wandel, dis iemand wat nugter is, dis iemand wat nie draaie loop nie, dis iemand wat nie die eerste afdraaipad kies nie, dis iemand wat soms nie die maklike uitweg kies nie, maar eerder die pad van integriteit. 1 Petrus 1 vers 13, daarom omgord die lendene van julle verstand, wees nugter, beteken stap die reguit pad, en hoop volkome op die genade wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. En weet jy wat vir my die wonderlikste van dit? As ek die genadehand van God op my lewe besef, dan volg gehoorsaamheid. Weet jy, ons sien baie keer gehoorsaamheid as 'n straf. Ons sien baie keer gehoorsaamheid as iets wat ek moet doen om iets te bereik. Gehoorsaamheid volg waar genade 'n werklikheid word in my lewe. In die Ou Testament het ons 'n klomp moets en moenies gehad. In die Nuwe Testament is daar ek wil, want ek het sy genade in my lewe beleef. Ek wil hom volg, ek wil hom aanbid, ek wil hom dien. Hoekom? Want ek het iets van die genadehand van God in my lewe gesnap. Genesis 6 vers 22, en Noag het dit gedoen, net soos God hom beveel het, so het hy gedoen. Wanneer ek genade besef, volg gehoorsaamheid. Jy sien, daar is 'n spesifieke instruksie as dit kom by die ark. Ons het dit nou gelees. Dit moet so lank wees, so breed, so hoog, soveel verdiepings, dis wat die deur moet wees, etc., etc. En dis presies dit wat jy bou, die lewe wat jy bou, die huwelik wat jy bou, die gesin wat jy bou, die besigheid wat jy bou, die portefeulje wat jy bou, die nageslag, die legacy wat jy vestig. Daar's 'n spesifieke instruksie as dit kom by dit. Ongelukkig vandag volg elkeen soos hulle goed dink. En hulle mis baie keer die boot vir hulle nuwe wêreld. Hebreërs 11 vers 7 sê, deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin. Pa, het jy geweet dat jy, wanneer jy gehoorsaam is aan God, laat jy die seën van die Here oor jou huisgesin? Laat jy die vooruitgang van die Here oor jou huisgesin? Waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Noag het gedoen soos wat hom beveel is. Niks meer nie, niks minder nie. Jy sien, hy bou 'n ark vir 'n reën wat nog nooit op die aarde geval het nie. Dis nie soos ons wat 'n week of 2 weke voordat hierdie groot storm ons getref het, die weervoorspellings gekry het en die waarskuwings gekry het en oral op die media gehoor het van maak julle self gereed, hier kom groot water. Nee, dit was nie soos ons nie. Dit was soos God sê vir Noag, ek is nie okay met die wêreld nie, ek gaan dit uitdelg, maar jy het genade gevind in my oë, ek wil hê jy moet 'n ark bou, sodat jy en jou huisgesin gered kan word. Hy bou 'n ark vir 'n reën wat nog nooit op die aarde geval het nie. Daar was geen vorige bewyse nie, geen weervoorspelling nie, net gehoorsaamheid aan 'n stem.
Want ek en jy moet onthou, die ark was nie Noag se idee nie. Amen. Ek sal dit vat. Baie keer verstaan ek en jy en jou huisgesin, ons huisgesin, hulle sien nie die groter prentjie nie, want God het dit aan Noag gegee. God het dit nie aan Noag se vrou of die kinders of die skoondogters gegee nie. God het vir Noag die opdrag gegee. Baie keer die grens wat jy stel in jou huis, die leiding wat jy gee in jou huis, die oortuiging waarin volgens jy stap, die oortuiging wat jy vestig in jou huis, is nie jou idee nie. En ek dink ons families en ons gesinne moet dit begin besef. Dink dan sal ons huwelike beter lyk. Dan dink ek sal ons kinders beter lyk. Wanneer ons besef dat die pa 'n spesifieke rol. Hy is die vader van 'n nuwe generasie, hy is die vader, hy is die brug. Okay, los die amen. Ek wil vir elke pa vandag sê, jy kan nou dink, ja, ons het nou vir die vrouens en die kinders uitgesorg. Nee. Ek wil vir elke pa vandag sê, God wil aan jou 'n opdrag gee. God wil aan jou die groot prentjie wys. Maar hy gaan dit nie doen as jy nie met hom tyd spandeer nie. Hy gaan nie vir jou wys wat is sy droom vir jou kinders. Hy gaan nie vir jou wys wat is sy opdrag, wat is sy doel met jou huwelik. Hy gaan dit nie vir jou wys as jy nie met hom tyd spandeer nie. Jy moet in jou binnekamer wees met God. Dat hy verborgenhede aan jou kan deel. Jou gesin bied baie keer weerstand vir iets wat jy besluit. Of die leiding wat jy bied. Jou huis, selfs die wêreld sal nie altyd verstaan hoekom jy sekere besluite neem nie. Hoekom jy eerlikheid en getrouheid kies bo kompromie. Hoekom jy grense stel bo toegewings en vryheid. Maar ek wil elke pa aanmoedig, as jy by die Here gehoor het, staan vas. As jy by die Here gehoor het, dis wat ek vir my gesin wil hê. Dis wat ek aan my gesin wil toevertrou. As jy by die Here gehoor het, staan vas. Maar pa, maak asseblief seker jy hoor by die Here. Moenie alles verkoop en sê, ons gaan nou Madagaskar toe, want die Here het nou gesê, ons gaan daar sending werk. Dan gaan jy na Madagaskar met jou kaskar en dan. Hoor by die Here. Hoor by die Here. En baie keer, en dit is vir my baie belangrik, baie keer moet ons mans by mekaar inhaal. Kry vir jou 'n geestelike inspraak. Kry vir jou 'n mentor, kry vir jou iemand met wie jy kan klankbord. Wat vir jou kan sê, nee, dis nie wat die woord sê nie. Nee, dis nie hoe ons dit doen nie. Weet jy hoekom is daar baie keer rebellie in die huis, want daar is rebellie in die pa se hart. Ek besluit, ek sal sê dit moet wees, ek is die man in die huis. Ek weet hoekom ek stil is. Gee jou 'n oomblik. Maak asseblief seker jy hoor by die Here. Hoe sou dit wees? Noag bou hierdie ark, hy los sy werk, hy vat sy pensioengeld, hy vat alles, hy gaan nou 'n ark bou. Hoe sou dit wees as hy nie by die Here gehoor het nie? Beautiful ornament, dit sou gewees het soos die Eiffel Tower, nog 'n besienswaardigheid. Maak seker jy hoor by die Here. En maak seker jy kry 'n bevestiging vir dit wat jy by die Here hoor. En weet jy wie is die een wat dit bevestig? Jou vrou. Want julle is een. Maar twee of meer oor 'n saak saam. Amen. Baie gesinne ly omdat pa en ma nie in eenheid is met dit wat God van hulle vra nie. Baie gesinne ly, baie kerke ly skipbreek, baie samelewings val uit mekaar uit, baie buurte lê aan skerwe, omdat pa besluit en ma moet net volg. Nee, daar's 'n rede kom ons in mekaar se lewe is.
Te veel mense het 'n plan en wil God gebruik as 'n stempel. Ons kan dit nie so doen nie. Ons kan dit nie so doen nie. Noag se gehoorsaamheid het sigbaar geword in wat hy glo. En sy gesin het hom in die ark ingevolg op grond van sy geloof. Hoor mooi is dit, hulle het genoeg van sy geloof gesien om hom te volg. Baie keer sukkel ons gesin om ons te volg, want hulle sien nie ons geloof nie. Hulle sien ons twyfel, hulle sien ons woede, hulle sien ons frustrasie, hulle sien daai moeilike plek waar ons is, hulle sien waar ons sukkel, hulle sien nie ons geloof nie. Dan neem ons hulle kwaad dat hulle nie volg nie. Noag se vrou, sy kinders, sy seuns, die skoondogters, hulle het genoeg van sy geloof gesien om hom te volg. Nog iets wat Noag die vader van 'n nuwe generasie maak, is Noag se volharding. Jy sien tussen die waarskuwing, daar gaan 'n vloed kom, ek gaan die wêreld vernietig, bou 'n ark en die eerste reën wat val. Die teoloog weet nog nie lekker hoeveel jaar nie. Party sê dis 120 volgens die woord, party sê 100, party sê 60, party maak die ouderdomme van die seuns en Noag self en dies meer. Maar of dit nou 60 jaar is of dit 100 jaar is of dit 120 jaar is, kan jy dink dat Noag bou 'n ark en hy staan elke dag op, maak nie saak hoe hy gespot word nie, maak nie saak dat daar geen bewyse is nie, vir jare, vir dekades, vir 'n leeftyd, bou hy aan iets in volharding omdat hy gehoorsaam was aan God se stem. Jaar na jaar, terwyl die wêreld hom spot. In 2 Petrus 2 vers 5 lees ons dat hy die prediker van geregtigheid was. So hy het gepreek vir al die jare wat hy die ark bou, sonder dat enigiemand tot bekering gekom het. Net steeds gebou. As ek die pastoor van daai gemeente was, het ek my koeksisters gaan bak. Kerkboukrulle. Kan jy jouself voorstel? Elke dag staan hierdie man op en hy bou en hy preek. En as daar iemand verbykom en vra, maar wat doen jy? Nee, ek is besig om 'n ark te bou. Die wêreld gaan vergaan. En hulle spot en hulle lag. En niemand kom tot bekering. Mense sal dink, nee, hy is nie 'n goeie prediker nie. Maar as God gesien het, dat die versinsels in hulle hart altyd deursleg is, hoeveel te meer? Weet jy dat jou volharding 'n erkenning van God se karakter is? Jou volharding in God se opdrag en sy stem in jou lewe is 'n erkenning van God se karakter. Luister wat sê 1 Petrus 3 vers 20, wat eertyds ongehoorsaam was toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het in die dae van Noag, onderwyl die ark gereed gemaak is, waarin weinig, dis maar 8 mense, siele deur water heen gered is. Die skrif praat van God se geduld, of terwyl sy lankmoedigheid. God volhard in sy geduld met my en jou, omdat hy vas staan in sy genade tot ons. Ek wil elke pa aanmoedig, moenie opgee nie. Jou volharding reflekteer God se volharding in sy genade tot ons. Eers ek wil dit net weer sê. As jy vandag sê, ek vertrou die Here vir 'n saak en ek moet volhard en dit kom nie vir my deur nie, weet net dat jou volharding is 'n erkenning van God se geduld en lankmoedigheid, terwyl hy wag in genade vir mense om na sy stem te luister en hom te volg, Jesus Christus aan te neem as verlosser en saligmaker. Jy reflekteer God se volharding en genade tot ons. Hou aanbid vir jou kind. Hou aanlei al volg hulle moeilik. Wanneer jy jarelang vir 'n kind bid vir 'n kind wat nog nie luister nie, of getrou bly in 'n huis waar jou geloof nie dadelik vrug dra nie, jy is nie alleen besig om te volhard nie. Jy neem deel aan God se eie lankmoedigheid
teenoor jou huis. Kom ek lees gou vir jou, skryf vir jou. Wat eertyds ongehoorsaam was, toe die lankmoedigheid van God eenmaal gewag het, in die dae van Noag, onderwou die ark gereed gemaak is. So God wag in genade. Hy sê nie, weet jy, bou vir my 'n ark, sorry jy vat te lank, dis dikwels met jou ook. God wag in geduld en lankmoedigheid vir die gereedmaking. Weet jy dat God wag in genade en geduld vir die gereedmaking van die wêreld? Sodat hy kan in wederkoms kom ons te kom haal? Wanneer jy volhard in gebed en bid vir jou kind, of bid vir jou huis, of bid vir jou finansies, of bid vir wat ook al, is jy eintlik besig om God se volharding en sy geduld, wat hy in genade oor ons het, te vier in jou huis. Wanneer Noag uiteindelik uit die ark stap na die storm, en waar hulle alles verloor het, kan jy jouself indink. Hulle is maar te bly, hulle leef. Maar hulle het alles verloor. Is die eerste ding wat hy doen, hy bou 'n altaar en hy aanbid God. Dit is wat sy seun sien op die eerste dag van hierdie nuwe wêreld. Vader van 'n nuwe generasie. Weet jy hoe lei hy die nuwe generasie in die eerste dag? Hy bou 'n altaar en hy begin God aanbid. Daar in Genesis 9 vers 1 hoor ons hoe hy die seën van die Here oor sy seuns uitspreek en sê, vermeerder, vul die aarde. Wat in lyn is met die oorspronklike opdrag van heerskappy van God. Die nuwe generasie word gestuur met die beeld van aanbidding as 'n fondasie van waarop hulle bou. Wat ek en jy as pa eers te doen, wanneer die druk verby is, wanneer die storm verby is, wanneer die water gesak het, is baie belangrik. Wat ek en jy as pa eers te doen, en wanneer die teenstand verby is, wanneer die oorlog gewen is baie belangrik. Sommige vier fees en dink, yes, ons het oorwin. Ek en jy wat onder die genade hand van God sit, sê, Here, ek kom aanbid U, dankie vir U genade. Dis baie belangrik wat ons doen, as die druk verby is. Wat jy doen wanneer jy alles verloor het, is 'n baie belangrike boodskap aan jou kinders. En dalk moes ek, of jy, of ons al 'n paar keer oor begin het. Dalk moes ons al 'n paar keer nie begin het. En dalk het jy ook al geval of als verloor. Dalk voel dit ook vir jou asof, Jessie, ek het net met die klere aan my lyf hier uitgekom. Dit is baie belangrik hoe jy begin. Want dit stel 'n standaard vir hoe jy bou. Noag was vader van 'n nuwe begin vir die mensdom. Sy karakter in die geheim, hy het gewandel met God, geregverdig. Sy gehoorsaamheid in God se opdrag vir sy lewe, sy volharding in die wag vir die reën, en sy voorbeeld in sy aanbidding tot God toe die druk verby is, toe die storm verby is. Dit alles het die volgende geslag gevorm. Wat vorm jou en my volgende geslag? Is ek heeltyd besig om net te probeer oorleef, en ek is heeltyd besig om net te murmureer en te blameer en almal die skuld te gee, want kyk hoe lyk ek? Of is ek besig om God te aanbid, omdat hy my geseën het met 'n karakter wat 'n vrug is van sy genade op my lewe? Is ek besig om te volhard in sy stem? Is ek besig om te gehoorsaam? Dit wat ek doen, vorm die volgende geslag. Elke vader hier, jy plant 'n saad. Met jou woorde, met jou dade, jy plant 'n saad vir 'n volgende generasie. Die manier waarop jy vandag met God wandel, nie môre, nie ek sal môre, Here, of ek sal volgende week, of Here, as U vir my hierdie doen, dan sal ek dit doen. Nee, hoe jy vandag met God wandel, bepaal iets van môre se generasie. Jou aanbidding gee identiteit aan die brug wat jy is tussen geslagte. Aanbid ek God of aanbid ek my eie ego? Aanbid ek God of hang ek aan my eie planne en my eie ambisies? Jou aanbidding
tot God, skep 'n identiteit van watter brug is jy vir jou gesin. Psalm 145 vers 1, 'n loflied van Dawid, o my God, o koning, ek wil U verhoog en U naam loof vir ewigheid altyd. Elke dag wil ek U loof, U naam prys vir ewigheid altyd. Die Here is groot en baie lofwaardig, sy grootheid is ondeurgrondelik. Hoor hierso, die een geslag prys U werke by die ander en hulle verkondig U magtige dade. Ek, Dawid, wil spreek van die glans van die heerlike majesteit en van U wonderbare dade. Ek wil afsluit. Op Vadersdag is seker die grootste vraag. Wat maak 'n goeie pa? Wat is die karaktereienskappe? Wat maak van my en jou 'n goeie pa? En die antwoord lê in die voorbeeld van Noag, né? Die fokus is nie op wat Noag gedoen het nie, maar waarom hy kon doen wat hy gedoen het. Pa, ek wil vandag vir jou sê, die fokus is nie op wat jy doen of wat jy kan doen nie. Ek weet in destyds was daar 'n program op die televisie, My Man Kan. Net Tannie Lina ken al daai. Tannie Lina is oud, né? My man kan. My man kan. Die voorbeeld lê nie in wat jy kan doen nie, maar wie jou die vermoë gee om te doen wat jy doen. Dis waar die fokus lê. Dis die genadehand van God op my en jou lewe. Die antwoord lê nie in Noag se prestasie en dit wat hy kon bereik nie. Dit lê in die genade van God op sy lewe. Pa, God se genade is ook vandag oor jou. Lei vanuit daardie genade. Volg vanuit daardie genade. Volhard in daardie genade. En dalk sit jy vandag hier met 'n verlore kans. Of drome wat aan skerwe is. Of dalk dra jy 'n gewig van skuldgevoel as jy kyk na jou kinders. Kyk na die pyn en die seer wat hulle vandag beleef. Dalk dra jy 'n gewig van skuldgevoel. Weet jy, God se genade wil jou ook op daardie plek ontmoet vandag. God se genade wil jou ontmoet op die plek waar hy weet jy probeer op jou eie iets doen. Hy wil hê dat jy sal rus en dat jy sal volg. God wil hê dat sy genadehand op jou lewe die sterkste hand moet wees. Kom ons bid saam. Vader, ek eer U vandag. En ek wil bid en vra in Jesus naam. En ons ken Noag, ons ken sy verhaal, ons ken dit van die kinderdae, ons ken dit van sonnaskooldae. Maar Here, as daar iets is wat vandag van my uitstaan is, ons maak te min van die genade van God in ons lewe. Ons dink ons moet dit verdien. Ons dink ons moet dit bepaal. Ons dink ons moet daarvoor kwalifiseer. Maar Here, ons kom vandag en ons sê, vergewe ons as ons iets van God se genade gemaak het, wat nie U bedoeling was daarvoor nie. Ons is vandag die vrug van U genade. U genade was nie op die mensdom, U genade was op Noag, en daarom is sy gesin ingesluit. U genade is vandag op elke pa, en daarom is sy gesin ingesluit. In Jesus naam. My gebed vandag is Here. En ek wonder of as daar iemand is wat vandag sê, weet jy, ek dra gewig van skuldgevoel. Of ek dra verspilde drome of verlore kansse. Ek het 'n track record van verloor in my lewe, want ek probeer dit op my eie doen. As jy vandag sê, Here, ek het nodig dat U genade opnuut oor my lewe sal wees, dan wil ek vra dat jy sal met my staan. Of jy nou man is, of 'n vrou is, of wie ook al. As jy vandag sê, Here, ek loop met 'n gewig, wat ek weet wat nie van U af is nie, en ek probeer so hard. God sê, ek wil dat my genade vandag oor jou sal wees. Dan wil ek weet dat jy sal met my staan. Almal se oë is gesluit. Hierdie is 'n saak tussen jou en die Here. Here, reg oor hierdie gehoor is mense besig om te staan.
Reg oor hierdie gehoor is mense wat sê, Here, ek wil opnuut die genadehand van God erken in my lewe. Ek bid vandag in die naam van Jesus, Here, daar waar 'n swaar las gedra word, daar waar 'n man of 'n vrou of iemand vandag sê, weet jy, ek gaan gebuk onder soveel skuldgevoel. My lewe, dit trek rekord van verloor en mislukking. Dan bid ek vandag, Here, in die naam van Jesus, dat U herstel sal bring. Dan bid ek vandag in die naam van Jesus, Here, dat U na vore sal bring, U genadehand in elke man en vrou se lewe. Ek dank U vandag, Here, vir die vrymakende krag van U genade. Ek dank U vandag, Here, dat ons vandag hier kan wees, want daar was 'n man, 'n vader van 'n nuwe generasie, wat in gehoorsaamheid opgetree het en volhard het, nie omdat hy iets was, maar omdat die genadehand van God op sy lewe gerus het. Here, dankie dat U ons ontmoet op die plek waar ons is. Nou spreek ek vrymaking. Ek spreek heling en herstel in Jesus naam. Dit wat van jou beroof is, ek dank U God dat U voorsien na die rykdom van U genade. Dit wat van jou gesteel is, ek dank die Here vir die vrymakende krag van voorsiening. Dankie Here dat ons kan sê, U genade is vir ons genoeg, soos Paulus dit gesê het. Hy sê, ek weet wat dit was, ek weet wat dit is, om baie te hê en om niks te hê, maar deur alles het ek geleer dat sy genade is vir my genoeg, dit bring my by 'n plek van vergenoegdheid. Ek bid Here dat U die woordeskat van hierdie huis sal aanspreek. Dat as daar iemand is wat blameer en wat moan en wat heeltyd kritiek lewer en heeltyd krities is oor hulle eie lewe of krities is oor waar hulle is, wat hulle is, hoekom hulle is, dan bid ek vandag, Here, dat U woordeskat sal opgradeer. This is not how a child of God that is standing under the grace of God are supposed to walk or talk. Ek roep vandag, Here, 'n grens in hierdie gemeente. 'n Standaard wat ons opstel om te sê, we will talk as people that experience the grace of God in our lives. In die naam van Jesus Christus. Ons dankie daarvoor. Almal sê, amen.